Goeiemôre. Dit is so lekker om saam met jou te wees en weer een van die briewe aan die destydse gemeentes in Klein-Asië na te kyk. En ek kan verklaar met al die oortuiging dat ons saam wees is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend saam sing uit Vonk 224. Ons gaan 2 verse sing en ons leen lied 399 se melodie vir hierdie lied vanoggend en ons sing saam met die bekorende stem van die bekroonde tenor Henry van Dyk. Met ons skuld en met ons sonde kom staan ons voor U. Vonk 224 se eerste en tweede vers. Met ons skuld en met ons sonde wil ons voor die voeten neer. Wees genadig en vergewe as ons lei tot U ons Heer. Heer ons woorde en ons dade, as ons nie wat U verlaat. Soveel selfsucht in ons lewe, so gereid Jezelf verlaat. In die naam van Jesus Christus smeek ons om vergifnis. Was ons skoon en maak ons lewe vir U tot getuienis. Maak U kruis by ons die teken van U liefde en U trouw en die opdracht U bewys. Laat ons op U steeds vertrou. Trouwe Vader wat in die hemel is, Here, ons bely dat U God is, dat U koning is, dat U die heerser oor die ganse aarde is, maar ook, Here, dat U oë laag genoeg op die aarde is, om elkeen wat na U roep te hoor en die nood van U kinders raak te sien. Here, soms is ons nood gewoon materiële nood. Here, soms is ons nood 'n krisis van een of ander aard. En soms, Here, is ons nood meer geestelik van aard. En as ons na die gemeente in Sardes luister, dan klink dit vir ons of daar 'n ongelooflike geestelike nood in die gemeenskap en in die gemeente geheers het. En daarom bid ek, Here, wanneer U vanoggend met ons praat uit hierdie kort briefie, Here, dat U ons bewus sal maak van ons eie verhouding met U. Dat U ons bewus sal maak van hoe ons in gemeenskap met U en gemeenskap met mekaar leef. Want Here, die bedoeling van ons hart is om U bo alles lief te hê, om U naam te eer en voor U aangesig gehoorsaam te leef. Wil U ons saam wees vanoggend? Wil U die ryk inhoud van hierdie brief aan Sardes gebruik om ons vanoggend nog 'n tree nader aan U te trek? Vader, dit is ons gebed in die naam van Jesus ons Here.
Amen. Die name van gelowiges word in 2 registers geskryf. Die een register word in die kerkkantoor geberg en enige iemand kan instap en gaan kyk of sy naam in die register is en of alles in orde is. Maar daar is ook 'n tweede register, die hemelsregister. En ook in hierdie boek van die lewe word name van gelowiges opgeskryf. Die dilemma is dat hierdie 2 registers nie noodwendig ooreenstem nie. Wanneer ons na die kort en plofbare briefie aan die gemeente Sardes kyk, kom ons agter dat dit inderdaad lyk of nie al die name wat in Sardes se register opgeskryf was, ook in die boek van die lewe opgeskryf is nie. En daarom lees ons vanoggend weer uit Openbaring 3 vers 1 tot 6 en ons word weer eens bewus van hierdie dilemma van 'n aardse register en die hemelse register. Ons lees vanaf vers 1. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om ook daar dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle darm 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie en hulle sal altyd in wit kleer by my wees omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Sardes was 'n bedrywige gemeente met 'n propvol program en talle aktiwiteite wat hulle hoë aansien had geniet het in hulle eie gemeente en onder hulle eie lidmate, maar ook buite die gemeente se grense was daar geweldig waardering vir wat in Sardes gebeur. En tog moes hierdie bedrywige gemeente uit die mond van die Here hoor, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Want waardering by mense is eintlik waardeloos en weeg weinig voor God. Hoe die Here na my en na die gemeente kyk, weeg baie swaarder. En dit is presies waar die knelpunt in Sardes gelê het. Hulle moes ook hoor, wat julle doen vind ek nie goed genoeg nie. Julle skarrel en julle is bedrywig. Vir mense lyk julle uitstekend, maar ek kyk rapsie dieper. Ek kyk reg tot binne in die hart van die gemeente, tot in die hart van elke gelowige. Ek kyk weier as uiterlike bedrywigheid. En daarom weer klink hierdie ernstige wekroep in vers 2. Word wakker. In julle geestelike dood en slaap kan julle nie langer voortlewe nie. Daar moet verandering kom, daar moet weer nuwe lewe kom, want ons Here is nie tevrede met 'n dooierige slaperigheid nie. Hy's nie eens met ons tweede beste tevrede nie, want die Vader en die Seun het hulle allerbeste vir ons gegee. In die harte van die lidmate van Sardes het daar nog die vlam wat Jesus gee effens geflikker, maar dit kon enige oomblik doodgeblaas word. Van daardie ernstige pleit, word wakker en versterk wat by julle nog oorgebly het. En al was daar net 'n paar getroues in die gemeente oor, sien die Here hulle toewyding raak.
terwyl die ander in hulle doodsheid hulle lewe as dit ware besoedel het daar 'n handjievol naby aan die Here gelewe. En al lyk die gemeente so sleg, en die Here waardering vir die uitsondering. Hy sien in die gemeente die individu raak. Hy sien raak die wat geestelik dood is en rustig met die wêreldstroom saam swem. Hy sien ook die wat hom voluit dien en hulle wat hom voluit dien ontvang as waarborg 3 wonderlike beloftes van die Here, waarvan die eerste belofte is dat hulle vir altyd in wit klere by my sal wees, omdat hulle dit waardig is. Lees ons in vers 4. In Openbaring 7 vers 9 en 14 lees ons weer van mense in wit klere, en daar lees ons, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere in die bloed gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Omdat wit klere so prominent genoem word in hierdie brief en ook in Openbaring, laat 'n mens byna intuïtief aanvoel dat wit klere 'n belangrike boodskap uitstraal. Wit klere vertel van verlossing, vertel van reiniging deur Jesus Christus se offer. Sy bloed maak dit wat skarlakenrooi is, weer wit soos wol. Is nogal 'n interessante woordspeling, nie? Ons weet dat bloed, mensebloed, van die hardnekkigste vlekke nalaat, maar die bloed van Jesus sorg vir die reinste witheid. Naas reiniging en verlossing vertel wit klere ook van gelowiges se roeping in hierdie wêreld om as mense te leef wat rein en heilig is. Daarom vertel wit klere ook van mense se getrouheid aan Jesus, van hulle bereidheid om opofferings te maak ter wille van hom wat aan die kruis vir ons gesterf het. Wit klere vertel van oorwinning, van Jesus se oorwinning aan die kruis en dat hy uit die dood uit opgestaan het, maar wit klere vertel ook van my oorwinning, van my daaglikse oorwinning in die krag van Jesus die Here. Wit klere getuig van die gemeente se geloof in die opgestaane Here. Dit vertel van hulle getuienis oor Jesus en sy kruis. Dit vertel ook van ons toekomsverwagting. Al was daar net 'n paar in Sardes oor wat nie hulle klere besoedel het nie, wat in hulle toewyding aan die Here ernstig daarmee geleef het, terwyl die ander hulle lewe met die sonde besoedel het hierdie handjievol rein en heilig naby aan die Here geleef. En al lyk dit op die oog af of hierdie gemeente vrot en sleg en vuil is, maak die Here vir hierdie paar die uitsondering, want hy sien altyd die individu raak. Hy sien die wat geestelik dood is, hy sien die wat vurig lewend is. Daarom is hierdie belofte om in wit klere voor die Here te leef 'n baie eksklusiewe belofte. Dit is net bedoel vir hulle wat in sy nabyheid leef. Hulle het dit nie verwerf deur hulle aktiwiteit of hulle goeie werke nie. Hulle het dit uit genade ontvang en daarom uit dankbaarheid gewys dat hulle in gereelde kontak, in 'n egte verhouding, in lewende gemeenskap met die Here wil leef en hom bo alles stel, en daarom dra hulle die wit klere. Hierdie belofte van wit klere is genadiglik, nie eng nie, maar dit is ruim. Dis vir Sardes bedoel. Dit is bedoel vir almal wat gelowig voor die Here se aangesig leef. Daarom is hierdie belofte vir my en jou bedoel. In vlekkelose klere, wit klere, sal ons ewig
in sy teenwoordigheid kan staan, gewas deur die bloed van die lam. En saam met die engele van die leerskare sal ons rondom die troon saam met die engele dreunend sing, heilig, heilig is die Here in ons wit klere, vir ewig in sy teenwoordigheid. Daar's ook 'n tweede belofte. Sê die Here, ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uithaal nie. Hier is God se register ter sprake. Die aardse registers het maar hulle foute. Soms word dit vergeet om 'n naam in te skryf. Soms moet 'n naam om een of ander rede geskraap word. Soms bly 'n naam maar op 'n register, al weet niemand meer van hierdie lidmaat nie. En al weet almal dat hy nie meer 'n lidmaat is wat meeleef en soms nog kerk toe kom nie. Maar sy naam staan op die register, want kom begrafnis of 'n troue of 'n doop, dan sê die lidmaat, maar my lidmaatskap is hier. Maar almal weet sy voete en sy liefde en sy hart en sy gebede en sy loflieder is lankal nie meer hier nie, maar sy lidmaatskap is. Ons aardse registers het maar hulle uitdagings. In God se register is daar nie foute nie. Geen naam wat nie daar moet wees nie, sal ingeskryf word nie. En net so sal geen naam wat ingeskryf is, weer daar uitgehaal word nie. As my naam eenmaal in sy boek staan, word dit nie weer uitgehaal nie. Dit staan vas. En daai troos moet ons nie vergeet nie. Eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. Ja, ek kan 'n stout kind wees, 'n ongehoorsame kind, 'n wegloop verlore kind, maar ek bly sy kind. Volgens die brief aan die gemeente in Sardes is mense wat hulle klere besoedel het, mense wat die wonder van hulle verlossing vergeet het, wat onverskillig oor hulle roeping op hierdie aarde begin word het, wat gemaklik enige opofferinge begin vermy het om maar maklik oral in te pas. Hulle wie se klere besoedel is, het hulle toekomsverwagting wat Christus geskenk het hulle prys gegee. Maar dit beteken nie dat Jesus hulle afgeskryf het nie. Daarom stel hy homself voor as die een wat die 7 sterre in sy hand het en die een met die 7 geeste van God. Ons lees van die 7 sterre in Johannes se visioen, dat die 7 sterre die gemeentes is. Daarom bly Sardes gemeente van Christus, of hulle nou dood of vuil is, hulle bly gemeente van Christus. En Jesus stel hom voor as die een met die 7 geeste. Die skrifverklaarders is daaroor eens dat die 7 geeste die volmaakte Heilige Gees is, wat in die volmaakte kerk, die volkome kerk van Christus werk in hierdie 7 gemeentes. Sardes is dus werkplek van die Gees. Daar werk die Gees, al het hulle verstar en is hulle op die punt om heeltemal hulle vlam uitgeblaas te word. Juis daar in die hart van die gemeente, tussen die besoedeldes, werk die Gees van God. Is hy in sy volheid werksaam tussen die vuilheid van mense. Juis daar wil hy mense van sonde oortuig. Juist daar wil hy mense weer heilig maak, wil hy hulle weer diensbaar maak. Dit is Sardes se identiteit. Gemeente van Christus waar binne die Gees werk. Omdat dit is wie hulle is, vra die Here van hulle om hoe hulle is te verander. Die wat slaap moet wakker word. Daar waar 'n sprankie lewe is, moet dit versterk word. Hulle moet weer luister na die evangelie en selfs hulle op die aanhoor daarvan bekeer. Bekeer is hierdie wonderlike woord
wat 'n blik het op die hede en die verlede en die toekoms. Bekering beteken dat ek sal terugdraai na hoe ek eens geluister en glo en geleef het. Bekering het 'n blik op die verlede. Maar bekering het 'n opdrag vir die huidige om my roeping weer ernstig te neem, om myself vir Christus te gee. Maak nie saak wat ek dalk sal moet prysgee nie. Maar bekering het ook 'n woord oor die toekoms. Bekering vra dat ek sal vorentoe draai. Weer sal aangryp wat hy beloof het en my oog sal rig op die toekoms wat heerlik vir ons wag. En sommer spontaan te begin saam sing, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Bekering vra terugdraai. Bekering vra omdraai. Bekering vra vorentoe draai. Maar die derde belofte wat hulle as waarborg ontvang, is waarskynlik die heerlikste van al drie. Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hulle aan my behoort. Kan jy in jou gees sien hoe die Here Jesus die hemelse register vir sy Vader en die engele lees en in die ewigheid weer klink die soete woorde, maar hierdie mense is almal my mense, hulle behoort aan my. Een vir een klink die name op van die lidmate in Sardes, van die lidmate in Janniemand Park. Een vir een klink die name van gelowiges oor die wêreld heen, nie omdat hulle sondeloos was nie, maar omdat hulle gewas was in die bloed van die lam. Die gemeentelike register, daaroor hoef niemand bekommerd te wees nie. As daar 'n fout is, word dit maklik reggestel. Maar oor die hemelse register moet ons uiters bekommerd wees, want as jy nie gewas is in die bloed van die lam nie, daai oortuiging in jou hart leef nie, dan kan jy met reg bekommerd wees oor wat staan oor jou in die hemelse register geskryf. Want as ek syne is, sal my naam voorgelees word en die Vader en die engele sal dit hoor en die trompette sal die lofgeskal laat dreun oor elkeen wat sy naam uitgeroep word. Ek sal sy naam voor my Vader noem. Elkeen sy naam sal voor my Vader en sy engele weerklink. Ek sluit af. Telkens lees ons dat die briewe afgesluit word met die woorde: elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dalk het jy ook al begin wonder, maar hoe luister ek na wat die Gees vir die gemeente sê? Ek dink in die eerste plek, deur te onthou wie ons is. Kerk van Christus, waarbinne die Gees werk, ons is nie 'n godsdienstige organisasie nie, ons is kerk, liggaam van Christus. Ons moet luister na die evangelie, leef wat die evangelie sê, en nie daarop uitwees om ons openbare beeld, maar net weer mooi blink te poets nie. Ons moet wakker word, en die erns van die nood in ons land en oor die wêreld heen besef, wakker word en my roeping in hierdie wêreld besef. Ek luister ook na wat die Gees sê, as ek my toekomshoop vestig op hom wat leef en opgestaan het, en nie op myself nie, maar my hoop vestig op hom wat oorwin het, en daarom weet, in sy krag, in sy naam, sal ek ook oorwin. Amen. Ons bid saam. Troue Vader wat in die hemel is, Here, ons hoor uit hierdie brief aan Sardes, dat
dat wat vir die wêreld waardevol is, nie noodwendig in u oë swaar weeg nie. Maar Here, ook dat dit wat vir die wêreld waardeloos lyk, vir u van waarde is. Want Here, die wie se klere besoedel is, wie verveeld geraak het en van u begin vergeet het, roep u weer hard en duidelik, word wakker, draai om, draai terug, kyk weer vorentoe, kyk op, kyk na my toe, Here, en dit is met hierdie gesindheid wat ons voor u wil leef, gelowiges wat wakker is, bewus van ons roeping en ons uitdaging, wat geen ander doel voor oë het as om u naam te verheerlik en mee te werk aan die koms van u koninkryk nie. Here, ons kan nie help om uit te sien na die een dag wat ons voor u in ons wit klere gaan staan en gaan hoor hoe u ons naam voor u Vader noem nie. Maar die Here ook nou reeds wil ons figuurlik gesproke met ons wit klere, met ons rein en heilige lewe, wil ons u naam voor ander noem. Want ons weet, Here, as ons u naam verswyg, gaan u ook nie ons naam voor u Vader noem nie. Here, help ons om as rein en heilige mense met 'n wit kleed van oorwinning en verlossing aan te leef in 'n wêreld wat donker en swaar geword het. Maar Here, daarvoor vertrou ons u in Jesus se heilige naam. Amen. Ons slotlied kan mos nou nie anders wees as liedboek 597, die met helder witte klere staan daar voor sy heilige troon. Ons gaan van lied 597, die eerste en die derde en die 5de vers heerlik saam sing. Die met helder witte klere staan daar voor die Heerser troon, voor die hoë God en Here, daar verskyn al wonderskoon. Wie is al en waar vandaan, hoe kan hy so stralend staan? Bid saam met jou, dat jy in die week wat kom sal beleef, dat die genade van God ons Vader, en die liefde van Jesus, en die troue nabyheid van die Heilige Gees, jou so sal toevou, dat jy rein en heilig, en onbesoedel voor sy aangesig sal leef. Amen. Geniet 'n wonderlike Sondag saam met jou mense en ons sien mekaar weer volgende week. Totsiens.